Broers en susters, hartelijk welkom. Paar van julle het nie 'n handdruk voorgegee het nie. Hoop dit gaan met julle ook goed. Vir die res van julle, hoop jy sal 'n mooi dag hê en ook 'n seënryke dag vir die kinders wat hier is. Kan ek net sê ek hoop die ou week se vakansie sal lekker wees en die paas of maas of die oupas of oumas wat dalk miskien so agter die kinders aan hardloop en help, dat daar so 'n week se rus sal wees. Net wat ons aankondigings aanbetref, jy kan van alles maar kennis neem. Ek gaan nie enige iets pertinent sê nie, op bladsy 1, die inligting wat daar is, net wat die dankoffers aanbetref, as jy dalk, ek hoop daar is genoeg koevertjies. Ek weet Cynthia het uitgesit, as daar dalk nie genoeg is nie, dan gesels net met haar asseblief. Op die lys van voorbidding, al die name wat daar is, die verjaarsdae vandag, Amanda wat vandag verjaar, so alles wat mooi is,
lekker verjaar. Ek hoop ons kry koek vandag. Saam met die koffie, so terwyl ek so van die koffie praat, as jy nie te haastig is nie, kom drink 'n koppie tee of koffie na die tyd saamkom. Kuier sommer net so 'n bietjie saam, voordat ons nou weer elkeen na ons lewenswêrelde toe terugjaag. Maar verjaar lekker en seën vir die nuwe jaar, nee ja, dan ook daar's al die ander name van persone wat dan in hierdie week verjaar. En dan ons skriflesing vir vandag, en dan kan jy ook so lank kyk na volgende week se skriflesing. Ek dink amper die volgende 3 of 4 geleenthede gaan uit Timoteus uitkom, so maar ons sal dit elke week sal ons ook dan vir julle daaraan herinner. Nou ja, dit is wat die aankondigings aantref, en dan ook net vir die kerkraadslede donderdag, nee, onthou asseblief ons vergadering 9 uur. Ek sal die agenda, goed, sal ek alles môre voorberei en dat julle dit dan kan kry. So vanmôre gaan ons by die 17de Koninkryk Sondag gaan ons so 'n bietjie by klaagliedere stil staan. Kan julle hoor daar in die moederskamer, of is hy sag? Is hy sag? Ek wonder, is myne sag of is die musiek sag? Ek wil net, laat ek net 'n proefloopie doen asseblief. So julle kan die musiek hoor, kan julle my ook beter hoor of nie? Ek wonder of jy nie net dalk daar na my wat noem mens dit, my mikrofoon. Ek sal so 'n bietjie praat. Ek weet nie, kom my beter deur as hy kom my glad nie deur nie. Hoor julle my nog nie? 1 2 3. Hallo. Julle daar, hoe gaan dit as die ouens nie goed toets, dan weet 'n mens nie, maar ek sal vir die ouens hier binne skree, dan vir hulle skree, dan kan julle hoor. Ek sal nie vir skree nie, ek sal vir hulle skree, en dan hoop ek dat dit dan in orde sal wees, anders moet julle net sommer so 'n bietjie. Maar die kinders pla my nie, so julle kan maar hier binne kom sit. So dis die ouer mense wat so aan die slaap begin raak, wat my meer pla as wat die kinders wat besig is wat my pla. So by die 17de Koninkryk Sondag het ek ook die prentjie saamgebring van die skip wat op die rotse geloop het. Net nou iets meer daarvan, maar dalk net vinnig, net sommer wat die gedagtegang is dat ek dink die kanse dat hierdie skip gered kan word is byna 0. Wat eintlik daarop neerkom en waaroor ons vanmôre met mekaar gaan praat, die dag as jy alles verloor. Gedagtes wat ons dan met mekaar daaroor gaan deel. Nou, ek weet nie of enige van julle, dalk sê julle op julle een hand kan tel, die geleenthede of die tye of kere wat julle dalk 'n preek uit klaagliedere gehoor het. Dalk nog nooit, dalk het jy self ook nog nooit uit klaagliedere gelees nie, maar dit maak nie saak nie. Ek wil sommer nou al vir jou sê, jou huiswerk vir hierdie week is, gaan lees klaagliedere, gaan lees die hele boek. Dis is regtig nie net klaagsange nie. Dis 'n mooi aangrypende boek met baie mooi gedagtes, en ek gaan so afskop met hom vanmôre en vir jou 1 of 2 goed op jou tafel neersit wat ek hoop wat ook vir jou sal help dat jy die boek sal gaan lees. So alhoewel ons nou vanmôre oor 'n stuk geskiedenis gaan praat wat
baie hartseer verhaal vertel. Wil ek begin met Psalm 145. En Psalm 145 sê, ek wil u lof verkondig, my God en koning. Ek wil u naam altyd loof. Elke dag wil ek u loof, ek wil u naam altyd prys. Die Here is groot, alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. Sy grootheid is iets wat 'n mens nie kan bepaal nie. Sy grootheid is iets wat ver bo mense verstand gaan. Dis die moontlike vertalingsmoontlikhede. En dan sal mense dit nou nogal vreemd vind dat as 'n mens oor klaagliedere praat en dat 'n mens hartseer goed op die tafel kom neersit, dat 'n mens dan nou enigstens kan dink om te sê ek wil u lof verkondig en ek wil elke dag vertel van God wat goed is en God wat groot is en God wat seën en God wat my lewe so laat uitwerk dat ek net nie anders kan as om die Here te loof nie. Ek hoop dat te midde van jou lewe, hoe jou lewe vanmôre ook al daar uitsien. Ek wil hoop dat wat jy vanmôre ook al beleef en wat jy dalk in hierdie week, of as 'n mens verder wil gaan, ons is mos nou stadig, maar seker besig om mos met hierdie jaar klaar te maak. En dit beteken dat ons stelselmatig begin terugkyk oor hierdie jaar wat verby is. Wat het my lewenspad gekruis en stelselmatig as jy jou ore daarvoor gaan oopmaak, dan sal jy begin hoor dat mense begin sê al meer en meer, hierdie jaar kan nou maar begin klaarmaak. Dit was nie 'n goeie jaar gewees nie. Maar die mens wat so vergeetachtig is, dan sal jy baie gou onthou dat verlede jaar het ons dit ook gesê. En die jaar voor dit het ons dit ook gesê. En dat ons vanmôre vir mekaar kan sê, gee maar net bietjie tyd. Volgende jaar, as ons nog lewe en ons hier is, dan gaan ons dit ook weer sê. Ag, die jaar kan nou maar klaar kry. Vir ons, en dank vir die wêreld daar buite, wat vir my en jou vra, hoekom doen jy dit? Hoekom loof jy die Here? Hoekom doen jy dit onder moeilike en swaar omstandighede? Want dis hoe ons die Here leer ken het. God is goed. En die Here is met ons besig en met ons op pad. En dit gaan ons ook net nou maar, wat die woordverkondiging aanbetref, gaan ons dit ook vir mekaar sê. Maar ek en jy wat vanmôre hier is, kom ons sê vir oggend ook, ons wil die lof, die grootheid, die almag, die liefde, die genade, die lankmoedigheid van die Here en sy vergifnis, ons wil dit verkondig. En ons wil vir mekaar sê, en ons wil dit saam met mekaar vir die Here sê, Here, ons wil u naam altyd loof. Nou kom ons doen dit ook saam met mekaar, wanneer ons saam bid. En ook net nou as ons saam bid, as ons saam sing, om vir die Here te sê, Here, U is groot. Buig die hoofde, en dan vra ek jou om saam met my te bid. Ons Here en ons hemelse Vader, almagtig
groot, hoog verhewe, ver bo dit wat enige mens moontlik kan dink of wat enige mens moontlik kan probeer verstaan. Dit is wie u is. Hoe bevoorreg is ons om u so te kon leer ken het, dat u die enigste Here is. Ja, daar is baie mense in die wêreld wat nie glo wat ons glo nie. Wat nie aan u dink soos wat ons aan u dink nie. Wat nie eer aan u gee soos wat dit u toekom nie, wat nie eers daaraan dink om u eer te gee nie. Ons wat hier is, dankie dat ons vanmôre nie uit ons eie, nie omdat ons so goed of so verstandelik bedeeld is nie, dat ons kan sê, loof die Here, want u is die Almagtige. En ons bid, Here, dat alles wat ons in hierdie oomblikke gaan doen, ons saam bid, ons saam sing, ons saam luister na die woord, ons saam tee en koffie drink, alles net sal wees dat u naam verheerlik sal word. En ons bid dat u vir ons daarmee sal help. Deur die krag van Jesus Christus, waarmee hy uit die dood uit opgestaan het, maar dat u ons ook sal help met u Gees wat in ons woon. En ons dank u dat ons dit alles in u wonderlike vrymakende naam kan vra. Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van God se Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere saam sing, die liedere wat ek vanmôre saamgebring het. Die eerste een is 'n tipiese Kersfeeslied. Die bedoeling daarmee is om eintlik maar net die vooraf werk te doen of die vooraf inligting te gee, dat as ons praat oor klaagliedere, as ons praat oor klaagsange, as ons praat oor alles wat 'n mens verloor het, dan weet ons uit ervaring, dan weet ons uit wat ons al hoeveel keer by die kerk en by Bybelstudies en by watter ander geleenthede al gehoor het, die antwoord is Jesus. En daarvan sing ons dan nou ook reeds nou al 2 liedere wat ons gaan saam sing. Ons kan maar net so bly sit. Gedaan het na ons.
Nou as jy dan saam wil lees en ook op die blaadjie is die gedeelte, maar as jy in jou Bybel wil blaai, dan blaai ons na Klaagliedere toe. En ons gaan net die eerste 6 verse van hierdie gedeelte saam met mekaar lees, my Bybel bladsy 887. Hemelse Vader, die gedeelte in die Bybel wat ons dan nou saam gaan lees, en omdat dit dalk miskien so min gelees word en dat hierdie boek dalk miskien ook nie gereeld by die eredienste aan die orde kom nie, kan dit dalk miskien gebeur, Here, dat ons nie heeltemal so goed met hierdie boek konnekteer nie. Dat dit dalk miskien net 'n boek is vir teoloë of vir geleerdes, of mense wat navorsing doen. En tog is hierdie boek ook deel van u woord. En weet ek, Here, dat daar mooi dinge ook in hierdie boek vir ons weggeberre is. Miskien vat dit net so 'n bietjie meer tyd om daarby uit te kom. Maar dis mooi, want dis uiteindelik ook u wat met ons deur 'n volk en deur 'n nasie wat ongehoorsaam was, met ons kom praat. En so wil ek dan namens ons almal kom vra dat hierdie gedeelte, hierdie ou kort stukkie, vir ons elkeen betekenis, vir ons elke dag se lewe sal hê. Seën ons ook uit die gedeelte. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou die hele Klaagliedere boek is eintlik een groot digbundel. En dan kom ek weer daarby uit, maar ek wil dit dalk miskien sommer nou sê, as jy nou die boek gaan lees, dan sal jy sien dat elkeen van hierdie boeke het 22 verse, behalwe hoofstuk 3, daar's 5 hoofstukke. So jy kan 'n hoofstuk elke dag gaan lees. Van maandag hoofstuk 1, dinsdag 2, 3, 4 en 5, dan by Vrydag dan het jy deur die hele Klaagliedere boek gelees. So elke hoofstuk bestaan uit 22 verse, behalwe hoofstuk 3 wat uit 66 verse bestaan. Die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters. Ons in 26, die Hebreëse alfabet het 22. En vir elke letter is daar 'n vers. En daar's 'n rede hoekom dit so is, want as hulle hierdie digbundel, hierdie hoofstukke gelees het, dan het hulle dit gelees met die gedagte om dit te onthou. So die hoofstuk 1, vers 1 of dan A van die alfabet sou dan vir jou hierdie vers. B is daar die vers en so sou jy dan aangaan met die 22 verse. Hoofstuk 3 is nou het 66 verse, maar hy word 3 by 22.
So is ook 22, so jy sal die Hebreëse alfabet sal jy dan as ware 3 keer na mekaar raakloop. Maar dit is hoe hierdie boek saamgestel is, en ons gaan dan nou net 6 van die hoofstuk 1 se verse lees. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroegere minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg, hulle het haar vyande geword. Judas se mense is weggevoer. Hulle kry swaar. Hulle is slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle in die noutes vasgekeer. Die paaie na Sion toe treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar poorte is verlate. Haar priesters sug. Haar jong vroue is bedroef. Sy het dit bitter. Haar teestanders het haar heersers geword. Haar vyande lewe nou rustig. Die Here het haar laat ly oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword, deur die vyand weggevoer. Die pragt van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het soos takbokke geword, wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. En ek lees dan net daardie paar verse saam met jou. En natuurlik, julle by die huis, of waar jy ook al ingeskakel is, natuurlik baie welkom ook saam vanmôre. Om alles te verloor. Ek weet nie of ek en jy dalk al ooit by so 'n punt in ons lewe was, dat ons alles verloor het. Ek dink ons sal vir mekaar verhale of stories kan vertel van baie dinge wat ons verloor het. Dinge wat met ons gebeur het, wat daai oomblik wat dit gebeur het, dat dit byna vir jou gevoel het, asof jy alles verloor het. Dat daardie oomblik, wanneer jy wat ook al verloor het, dat dit vir jou gevoel het, die wêreld het nou tot stilstand gekom. Die omvang van Israel se lewe, die omvang van die jaar 586, 587 voor Christus, die word alles in klaagliedere saamgevat. 'n volk wat alles verloor het. Ek lees in die week die storie van iemand wat haar so bevind, asof sy alles verloor het. 'n enkel vrou, en wat seker nie te ver van aftree ouderdom was nie, maar wat toe siek geword het. En met die siekte het daar probleme gekom dat sy nie verder kon gewerk het. Wat beteken het dat sy haar maandelikse inkomste verloor het.
dat sy op ander maniere oor die weg moes kom en vir baie gevalle in haar lewe ander mense in die oë moes kyk om te help. En haar omstandighede het veroorsaak en gemaak dat sy toe ook later so siek geword het, of dat die siekte so toegeneem het, dat sy nie meer self oor die weg kon kom nie meer haar eie motor kon bestuur het nie, en aan 'n stoel, aan 'n rolstoel vasgekluister was. En die storie en die gebeure wat vertel word, hoe dat dit vir die mense moeilik was, wat by haar betrokke was, om vir haar te help en enigstens te help, dat dit is nie die einde nie. Dit is mos hoe dit voel. Die oomblik wanneer jy iets verloor, of ietsie verloor, of dinge verloor, dat mense mos vir jou sê, dit, en die bedoeling is goed, dat wanneer iemand vir jou sê, maar dis nie die einde nie, maar vir jou wat binne in daardie omstandighede vasgevang is, of jy nou geliefde aan die dood verloor het, of jy gesondheid verloor het, of jy 'n toets verloor het, toets nie deurgekom het nie, of jy jou werk verloor het, ek bedoel vir daardie oomblikke in jou lewe, dan voel jy die onweerswolke en die donderwolke het om jou lewe saamgetrek. Maar dis die storie van rou wat in klaagliedere geskrywe staan. En die een ding van rou wat 'n mens vir mekaar moet vertel, is dat ons wil in ons lewe ons te min maak van rou. Ons wil nie tyd gee vir rou om te gebeur. Ek wil, wie van ons wil soos 'n Job in sak en as sit? Wie van ons wil huiwerig wees om môre tegemoet te tree, want môre weet ons gaan weer sy eie probleme en sy eie swaar kry en sy eie tekortkominge weerbring. En daarom wil 'n mens eintlik haastig deur 'n rouproses gaan en wil 'n mens baie keer amper maak asof dit nie met jou gebeur het nie. En nou natuurlik is dit so dat die sielkundiges sal ook vir jou sê dat as 'n mens dit sou doen, dan is daar allerlei ander probleme wat ook na vore kom, wat ek nou nie in vanmôre se gedeelte met jou gaan deel nie, maar ten minste dat ek vir jou wil sê, dat daar is ook sielkundige fasette aan die hele gedagte van rou. Maar binne die storie van rou, binne die storie van swaar kry, verskoning, binne die storie van om te verloor, om dinge te verloor, jou lewe as ware te verloor, moet ek en jy ook die hele gedagte van disippelskap ontdek. Dit sal seker nie vreeslik vreemd wees, verskoning, dat ek vanmôre juis disippelskap in die hele storie, in die hele gebeure in nader trek. Want ek het juis hierdie week dan kursus gedoen oor disippels, wat disippels maak. Maar in die storie van rou, en dis hoekom dit so belangrik is, dat disippels dit sal optel, omdat disippels die mense is, wat die goeie nuus verkondig. Dat dit disippels is, wat die swaar, wat die hartseer, wat die rou van mense moet aanvoel en dit moet optel.
Dis juis ek en jy, mense soos ons, wat 'n sensitiewe oor moet hê vir mense wat swaar kry. Wat deur een of ander vorm van rouproses gaan. Want ons is die mense wat die goeie nuus moet verkondig. Dis goed om te rou. Dis goed om te huil. Te veel van ons wat vanmôre hier sit, veral ons manne, het groot geword met 'n ding van manne huil nie. Cowboys don't cry. Ja, dalk miskien daar daar buite in die veld of agter 'n deur of daar waar niemand jou kan sien. Maar ons manne veral het daarmee groot geword dat jy huil nie. Klaagliedere is vol van woorde soos trane wat oor die wange rol. Hartseer wat beleef word. En eintlik is klaagliedere 'n boek waarin daar eintlik geen antwoord aangebied word nie, behalwe dat ek saam met jou sit en huil, dat ek saam met jou rou, dat ek saam met jou swaar kry met dit wat jy beleef. Ek het nou oor 'n hele klompie weke en al oor 'n klomp jare nou al saam hier in die gemeente almal sonder taal verwys na die jaar 586, 587 voor Christus. Dis die konteks, dis die agtergrond, dis die geskiedenis van Israel. En omdat 'n mens nou by baie goed in die Bybel wil uitkom, dan verwys ek net baie keer na die datum. Maar vanmôre wil ek 'n bietjie tyd gebruik saam met jou om te dink. Wat het daar gebeur? Dis nie sommer net 'n jaar wat tussen ander jare geskrywe staan nie. Dis nie 'n datum wat 'n mens sommer net so in die verbygaan van moet kennis neem van, hier's 'n volk. Hulle het nou gedink, hulle is so grand en daar kan nooit enigiets met hulle gebeur nie en elke keer, ten spyte van al die waarskuwings wat daarna die volk se lewe toe gekom het, julle kan nie so bly lewe nie, julle kan nie ongehoorsaam wees aan die Here nie, julle kan nie ontrou wees aan God nie, julle kan nie ander afgode dien en daarmee dink dat julle die Here ook nog kan dien nie, en dat daar geen gevolge sal wees nie. Elke keer het daar wel bedreiging na Israel toe gekom. Maar dan het daar altyd op een of ander manier het daar uitkoms gekom. Dan het die vyand vir een of ander rede het hulle weer weggetrek. En so het Israel oor al die jare gedink, die stad staan daar en die tempel is daar en solank as wat die tempel staan, is God, is die Here by ons. En 'n mens sou wat dit aanbetref sou ons die lyne kon deurtrek na ons eie lewe toe. So dikwels wat ons dink dat ons kan lewe net soos wat ons wil. Dat ten spyte van al die waarskuwings wat ons ook maar hoor, dat jy kan nie aanhou met sonde nie. Ja, jy kan wel kennis neem daarvan dat jy 'n sondaar is, maar ergens moet daar 'n omkeer in jou lewe plaasvind om vir die Here te sê, Here, ek is 'n sondaar en dat ek tot bekering kom en dat ek van daar af uit my bekering lewe. En Israel word dan in 586, 587 ingeneem
die stad se mure, wat vir mense in daardie tyd geweldige betekenis gehad het, want dis waarbinne jy veilig was. Gaan kyk maar die ou flieks wat hulle gemaak het oor hoe die ouens beklei het. Die stadsmuur was 'n plek waar binne jy veilig was, met uitkykpunte. Nie net word die stad se mure afgebreek wanneer Jerusalem ingeneem word nie, die tempel word ook verwoes. En daarmee beleef Israel hierdie verskriklike elende. Nou is God ook nie meer by ons nie. Reg deur die boek Klaagliedere, as jy dit lees, moet jy die onderliggende teologie hoor van hierdie volk wat gewaarsku is. Dat daar aanhoudend met hulle gepraat is oor hulle lewe en hulle misplaaste vertroue in vreemde gode. En nou het dit gebeur. En die enigste respons, die enigste antwoord, die enigste ding wat daar uit die lewe van Israel kan gebeur, is naamlik dat hulle tot bekering sal kom. Vanmôre lees ons hierdie paar verse, gaan lees dit maar weer. Hoe dat daar gehuil word, klaagsange, ek weet nie wat is 'n beter woord om te gebruik as klaagsange nie. Hierdie boek begin met klaagsange, maar as jy aan die einde van hierdie boek kom, dan sal jy hoor dat daar geëindig word met bekering. Hoe lyk Jerusalem? Hoe lyk dit nou in hierdie stad? Hierdie skrywer sê, die stad is verlate. Daar is nie mense nie. Dalk miskien enkeles. Want die oorgrote meerderheid van die mense is weggevoer. Die strate is leeg. Dis byna soos, naaste wat ek dan kan kom, is om te dink aan COVID-tyd, as jy dalk miskien by jou erf kon uitkom, of as jy dalk miskien toestemming gekry het om na 'n ander provinsie of ergens heen te reis, dan het jy gesien, hier's nie paaie, hier's nie karre op die paaie nie, daar's nie mense nie. As jy ergens by 'n vulstasie langs die pad intrek en sien jy die eetplekke of die plekke waar jy kan kos koop, dis toe. Daar is niemand nie. Dis byna as jy in Kersfees, as jy moet werk en daar dan net 'n skeleton personeel is, dat jy wonder, waar is die mense? Dis wat hierdie skrywer wil sê, Jerusalem is 'n verlate stad. Jerusalem is soos 'n vrou. Sy was getroud gewees, haar man is nou dood, en sy is 'n weduwee. Die beskermheer, hy is nie meer daar nie. Die van julle wat weduwees vanmôre hier is, sal iets weet van en kan beleef van wat hierdie skrywer vanmôre wil sê as hy praat oor 'n weduwee.
Hy praat van hierdie stad, sy was 'n koningin gewees. Sy het regeer. Sy het mense onder haar voete gehad. Sy het nou geen meer beheer nie. Sy is 'n vrou sonder kinders en wat 'n banneling geword het, wat weggevoer is. Kan daar 'n groter hartseer in enige iemand se lewe wees, wanneer jy niemand het wat jou vertroos nie? Wanneer daar nie meer 'n goeie woord is nie. En dis hoe Jerusalem is. 'n stad wat beskrywe word as een wat alles verloor het en niemand om te troos nie. Die vriende wat sy gehad het, die buurlande, hulle het almal teruggetrek. Toe Israel hulp nodig gehad het al hierdie buurlande gesê, ons sien nie kans hiervoor nie. Ja, ons het gedink ons sou kon help, maar ons sien nou nie meer kans daarvoor nie. Sorry Israel, jy is op jou eie. Kan daar 'n groter hartseer in enige mens se lewe wees wanneer jy hoor, sorry Pel, jy's op jou eie. Hoe lyk dit in die vreemde? Israel se mense is weggevoer, hierdie land het geen status meer nie, hy het niks wat hy het waarmee hy kan onderhandel nie. Hoe lyk dit nou met hulle wat daar in die vreemde is? Hierdie gedeelte kom sê eintlik in 1 en 2 woorde, kom beskryf eintlik die hele omvang van hierdie mense se belewing, en dit is, daar's geen rusplek nie. Dis wat enige iemand vir jou sal sê, wanneer jy ontvoer word, as jy mense se stories lees, wat ontvoer is, daar's geen rusplek nie. Jy het geen vrede nie. Daar waar jy is nie jou plek nie. Daar waar jy aangehou word, is nie jou plek nie. Jy's nie seker oor die volgende oomblik van jou lewe nie. Die rusplek, die geen rusplek hou onder andere dit in, is dat jy woon tussen vreemdes. Dis hoe dit ons vir ons ook baie keer nou in ons eie land voel. Ons bly tussen vreemdes. Dis mense wat helder oor dag na dag steel en net wegdra van hoek tot kant. En dat 'n mens voel, maar ek bly tussen vreemdes. Dit voel, dit wat ek bymekaar maak en dit wat vir my kosbaar is, het vir 'n ander ou geen betekenis. Vir jare is hierdie volk gewaarsku en nou het dit gebeur. Die paaie is leeg. Hierdie stad se mure wat ongestoot lê, is nie meer mense wat na Jerusalem toe reis nie. Daar's nie meer mense wat van elders afkom om hulle goed te kom verkoop en handel mee te dryf nie. In Jerusalem is daar baie keer in die jaar verskillende feestydde gevier. En dan het die mense uit verskillende dele van die land het hulle gekom om fees te vier. Die paaie is leeg. Want hulle het alles verloor. Hulle vyande het nou
hulle base geword. En dis hoe God se uitverkore volk hartverskeurend beskrywe word. En ek kan my goed indink wanneer 'n mens sulke hartseer oomblikke in jou lewe beleef, wanneer jy iets beleef van ek het alles verloor, dat daar hoofsaaklik twee vrae is wat 'n mens eintlik vra, en dit is, hoe het dit begin? Hoe het ek dit nie sien aankom nie? En wat het met my in die proses gebeur dat ek nie aandag hieraan gegee het en dat my oë oop gegaan het sodat ek iets hieraan sou gedoen het nie? Natuurlik weet ons almal dat wanneer dit gebeur het, dan dis mosterd na die maal. Jy kan maar al hierdie vrae vra. Hoe het dit gebeur? En natuurlik ook, waarom het dit gebeur? Die waarom is natuurlik wanneer die gelowige met God in 'n worstelstryd tree. Waar is U Here in al hierdie gebeure? Wat wil U vir my sê? Wat is daar wat ek moet hoor, wat U met my wil praat oor my hartverskeurende omstandighede? Kan jy hierdie twee dinge raak sien? Nommer 1, dat wanneer 'n mens alles verloor, dat 'n mens daardie persoon in sy allerellendige staat sal raak sien en ontmoet. En nommer 2, dat ek sal ontdek, ek wat dalk miskien al ergens in my lewe deur so iets gewerk en gegroei en geworstel het, dat ek draer kan wees van die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus. Die interessante sal wees as jy hierdie boek gaan lees, is dat jy nêrens iets sal kry van klaagliedere wat een of ander mooi antwoord wil kom probeer uitwerk of wil probeer gee. Klaagliedere wil nie probeer om die pyn wat hierdie volk beleef, om dit minder te maak nie, want dis mos wat ek en jy altyd in ons lewe wil doen. As ek net vir jou iets kan sê, dat jy 'n bietjie beter kan voel. As jy jou toets gedryf het, of eksamen gedryf het, of een of ander iets wat met jou gebeur het, as ek tog net iets vir jou kan sê, wat vir jou net sal laat beter voel. Dis so eie aan ons as mens, dat ons mekaar die swaar van die lewe so baie keer wil spaar. Klaagliedere wil nie met 'n antwoord voor 'n dag kom wat hy die pyn minder wil maak nie. Wat klaagliedere eintlik eerder wil doen, is om die pyn te verskerp. Om te praat oor hierdie swaar kry, oor hierdie ellende, oor hierdie omstandighede, situasie waarin hierdie volk hulle bevind. Want om te ly, om swaar te kry, wil op die einde eintlik maar net een ding in 'n mens se lewe na vore bring, en dit is dat daar verdieping in 'n mens se lewe sal plaasvind. Disippels is mense wat kan help. Disippels is mense wat die rigting kan aandui.
Disippels is mense wat geroep is. Disippels is mense wat ontdek. Ek het die goeie evangelie om te verkondig. 'n Disipel is nie iemand wat maar net 'n ou mooi sousie oor goed kom gooi, sodat 'n mens net vir 'n paar oomblikke kan beter voel nie. Disippels is mense wat heenwys na die ware God. Dis die hartseer van hierdie wêreld waarin ons leef, is te veel mense lewe asof daar geen troos is nie. As ek en jy na hierdie wêreld kyk met al sy swaar kry en alles wat ons elke dag op die nuus sien en wat ons via die sosiale media lees en onder die oë kry, dan is daar te veel mense wat lewe asof daar geen troos is nie. Wat is die ware troos? Wat is die troos wat Israel moes ontdek het? Hierdie vers 5 speel 'n baie belangrike rol, gaan lees hom maar elke keer wanneer jy klaagliedere lees. Die Here het haar laat lei. Dis nie die Here wat verantwoordelik is daarvoor dat Israel, dat Jerusalem se mure platgestoot is nie. Dis Israel se eie skuld. Maar hierdie skrywer wil kom sê, maar die Here het toegelaat dat 'n vreemde moondheid hierdie volk kom oorneem. Hierdie klomp Babiloniërs wat Israel kom inneem het, is eintlik deur God gestuur. So die antwoord vir troos lê daarin, naamlik die Here het. En as die Here kan toelaat dat hierdie goed met hierdie volk gebeur het, dan is dit ook dieselfde Here wat dinge weer kan nuut maak. Dit wat jy vanmôre in jou lewe of op hierdie stadium van jou lewe dalk beleef as swaar kry en dat alles tot stilstand gekom het, lê die antwoord ook onder andere daarin, is dat die Here is ook daarin teenwoordig. Die feit dat Israel ly, beteken dat die Here net soveel ly, omdat Israel nie is waar hulle veronderstel was om te wees. En vir ons lê dit daarin, dat toe die Here Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, het hy nie bloot gekom net om maar met ons te kom simpatiseer. Net om maar so bietjie saam met ons sleg te voel oor sonde wat in hierdie wêreld gekom het nie. Die Here Jesus het na hierdie wêreld toe gekom dat ek en jy God se hart kon leer ken het en vir God uiteindelik kon raak sien. Dat sonde vir ons mistroostig maak. Dat sonde veroorsaak dat ek nie uitsig het nie. Sonde maak dat ek hoop verloor. Israel se bodemlose hartseer wil uiteindelik lei
tot die bodemlose omgee van God, wat nie net sonde haat nie, maar wat vir my en vir jou so lief het. Dis die herontdekking wat ek en jy elke keer weer moet maak, dat Jesus Christus vir my en vir jou en vir hierdie wêreld so oneindig lief is. En dat hy met sy Heilige Gees in ons kom woon het, sodat ons met hoop elke dag kan leef. Mag daar waar jy jouself dalk vanmôre bevind, vir omstandighede waarmee jy dalk op hierdie stadium van jou lewe mee vasgevang is, mag jy in dit God se teenwoordigheid raak sien en beleef. Maar mag ek en jy ook die seer, die hartseer, die hooploosheid en die hooploosheid van mense, mag ons dit ook weer raak sien. Omdat ons disippels van die Here is, wat deur hom losgekoop is. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre klein bietjie tyd kon gebruik het om te rou. En dat ons ook in hierdie week die rouproses van sonde in ons lewe, ongehoorsaamheid en baie keer sonder dat ons regtig wil, dat ons opstandig is teen U. Dat ons vanmôre en môre en oormôre mense in hierdie wêreld, mense in hierdie dorp sal raak sien, raak beleef wat hooploos geword het. Mense vir wie dit voel, ek het alles verloor. Sal U ons vrymoedig maak, Here, om as U disippels, soos wat ons deur hierdie wêreld gaan, die hoop van Jesus Christus sal uitleef. Sodat mense ewige en blywende hoop sal ervaar. Dat môre toe op die einde, toe nie so donker is, as wat dit gister gelyk het nie. En daarom bid ons, seën vir ons, en seën U kerk. Amen. Kom ons sluit af met hierdie laaste lied. Mag dalk vreemd
wees dat hierdie lied sê, dis tyd om te sing, maar dis wat disippels van die Here doen. Dis hulle sing. Nie hulle eie lied nie hulle eie hoop nie hulle eie troos nie. Hulle sing oor die hoop wat daar in Jesus Christus is. As ons in hierdie lewe van die hartseer en van troostelose omstandighede bewus is en bewus raak, dan wil die Here juis vanmôre vir my en vir jou hier wegstuur met sy seën, bedoelende, ek gaan saam met jou. En wanneer ek saam met jou gaan, dan wil ek ook vir jou gebruik. Ontvang daarom die seën van die Here, gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal elke dag met my en met jou wees, totdat Jesus eendag weer op die wolke verskyn. Amen.
Kom zitten, backslaan.